aan almal. Die laaste dag van 2025. Môre is ons in 'n nuwe jaar en ons sien altyd met opgewondenheid uit na die nuwe jaar en van my en Renet hulle se kant af mag dit hierdie nuwe jaar vir elkeen van julle baie mooi en 'n voorspoedige nuwe jaar wees. Mag julle al die seën van die Here ervaar op julle pad wat elkeen van ons hierdie jaar moet loop in sy nabyheid. So van ons baie geseënde en 'n voorspoedige nuwe jaar. Ek het en ek sien nou net die twee Fourie seentjies hier voor. Ek gaan hulle vra of hulle my kan help. Kan julle vir my help? Kan julle hierdie vir my aan elkeen uitdeel? Vir elkeen enetjie gee, asseblief. Sy, dankie. Sommige so ietsie van die pastoriese kant af om net te sê mag dit 'n soet nuwe jaar wees vir elkeen van julle. Daar sê. Julle moet nie vergeet om julle self ook te hou nie, né? Daar sê. Ons gee gou net vir 'n kans om klaar te maak, dan gaan ons op 'n gepaste manier begin. Ons kant af geniet dit, dink aan ons. En nou kom ons buig net die hoofde en dan begin ons ook hierdie diens in die Here se naam. Here, dankie vir nog 'n jaar wat ons sommer net saam kon gehad het. En as ons vanaand hier sit, dan weet ons daar's 'n klomp seëninge wat ons gehad het hierdie jaar. Ja, daar was 'n klomp uitdagings, maar telkens het ons gesien hoe U getrou is. En daarvoor sê ons dankie en ons kom staan voor U met die nuwe jaar wat op ons drempel is en ons bid en vra dat ons U seën sal beleef in hierdie jaar, dat ons elke dag met U sal kan rekening hou ongeag die omstandighede. En Here, dat ons sommer net elke dag sal weet U is met ons. En daarom dat ons elke dag sal opkyk na die berge en sal weet ons hulp kom van U af wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here.
deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan staan en dan gaan ons een lied sing. Ons gaan al 3 die verse sing. Dit gaan oor God se goedheid. Lied waarvoor ek baie lief is, maar ons gaan hom sing omdat ons dink aan hierdie goeie God wat ons nog 'n jaar gespaar het om ons almal weer hier saam te bring. Lied 200 vers 1, 2 en 3 staande. Here, is nou nie die eerste keer wat ons in hierdie erediens na U toe kom nie. Want toe ons begin het ons U naam aangeroep. Omdat ons weet ons hoop en ons hulp en ons krag kom van U wat hemel en aarde gemaak het. En Here, as ons nou ons hoofde voor U buig, dan is dit om vir U te vra om die woord vir ons oop te breek, sodat ons U hartklop en U wil sal kan onderskei in die woorde wat ons voor ons het. Here, dat ons daaruit sal krag en hoop put, ook vir die jaar wat voor lê. En daarom vra ons, Here, dat U sal praat en sal spreek, want ons, die kinders, luister. Amen. Vriende, ek gaan vanmiddag gaan ek lees uit Numeri hoofstuk 13. Die Engels is Numbers, Numeri is Numbers, hoofstuk 13, en ek gaan die eerste 3 verse lees, en dan gaan ek so gedeeltetjie net spring, en dan gaan ek weer vanaf vers 25 lees. Dit sal ook agter my op die bord dan ook wees. Maar ek lees vir ons Numeri hoofstuk 13. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran-woestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. En dan word die 12 verkenners aangewys. Dis nou maar wat van vers 4 af gebeur. Uit elke stam wees aangewys om dan nou die beloofde land te gaan verken. En dan tel ek weer die verhaal op daar by vers 25. Nadat hulle die land 40 dae lank verken het, het hulle teruggegaan. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom.
Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarheen U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hetiete, die Jebusiete en die Amoriete in die bergwêreld en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Caleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners moeilik maak, en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien. Die Enakiete stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Ons lees tot sover. Die lewe is vol keuses. En 2026 gaan ook nie anders wees nie. Ons gaan elke dag keuses moet maak. Maar elke beslissende oomblik vra ons eintlik wetend of onwetend vir ons dieselfde vraag. Wat lei jou in die keuses wat jy gaan maak? Is dit vrees of is dit geloof? Wat lei jou in jou keuses wat jy in 2026 gaan maak? Is dit vrees of is dit jou geloof? En kom ek verduidelik dit aan die hand van ons teksgedeelte vanmiddag. Dit is nou reeds 2 jaar dat die volk van die Here uit Egipte uit die plek van slawerny getrek het. Hulle is dus nie meer slawe nie. Hulle het nou al reeds 2 lang en selfs moeilike jare deur die woestyn getrek om by die land te kom wat God aan hulle en hulle voorvaders beloof het. En die rede hoekom hulle 2 jaar in die woestyn in hierdie moeilike en uitmergelende toestande was omdat dit 'n pad was waarop die volk moes verander het. Hulle moes verander het van slawe na manne en vroue van geloof. Hulle moes verander het van mense wat gebuk gaan onder die juk van slawerny na mense wat vry is in hulle geloof. En hierdie geloof leer jy net op die stof en die grondpaaie van die lewe. Daarom het hulle 2 jaar in die woestyn deurgebring. Want die geloof wat ons leer op die grondpaaie van die lewe is nie geloof van ons eie vermoëns of ons eie kundigheid of my eie goeders wat ek kan doen nie. Dis nie 'n geloof in onsself nie. Maar dis 'n geloof in die onwrikbare getrouheid van God. Dis wat hulle moes leer. Want dit was God se getrouheid wat die Rooi See oopgeskeur het sodat hierdie volk op droë grond kon deurstap. Dit was God se getrouheid wat die water uit die klip uit laat kom het en die brood uit die hemel uit laat val het sodat hulle elke dag genoeg water en genoeg kos gehad het om deur hierdie woestyn te kom. Dit was God se getrouheid wat hierdie klaande en struikelende volk oor en oor nog 'n kans gegee het. Oor en oor weer vergewe het. Dag na dag, tree vir tree is die volk van God geleer om op God te vertrou. En as hulle telkens daarin herinner dat God se getrouheid, daarop kan hulle staat maak. As daar nou een ding is waarop hulle kan staat maak, is dit God se getrouheid. En die geloofslesse wat hulle geleer het so op mekaar gebou soos hulle die 2 jaar deur die woestyn gegaan het. Met ander woorde, God verwag dat ons langs die pad moet leer dat die uitdagings wat dalk voor lê, dalk moeiliker gaan wees as die uitdagings wat agter ons is. In 'n land waarin ons weet hoe dit môre of oormôre gaan wees nie.
Maar in ons geloofspad oor al ons lewensjare, die soet en die suur van ons lewens, moes ek en jy al geleer het dat God getrou is. Ons almal stap al vir meer as 2 jaar die pad met hierdie getroue God. En ons moes dit al geleer het. En met groot verwagting sien ons uit na 2026, maar dalk soos met die volk van ouds, wag die grootste uitdagings juis by die poorte van die beloofde land. Niemand weet hoe dit lyk nie. En dalk is ons net soos die volk van ouds al lank in hierdie woestyn waarin ons trek. Dalk is jou werk so eentonig en leeg en dit voel of jy al jare rondswerf in 'n woestyn wat jy jou loopbaan noem. Of dalk is jou gesondheid van so 'n aard dat jy kronies siek is. Of dalk is jou hart al kronies, word jou hart kronies gebreek en hierdie hartseer en verdriet het jou op 'n lang uitmergelende grondpad, woestynpad langs geneem. En jy het nie self die woestynpad gekies nie, want niemand van ons kies daai pad van self nie. Niemand kies om 'n lang, moeisame woestynpad te loop nie. Jy is op daardie pad geplaas met een rede. En dit is om verander te word. Soos die volk van God verander is in die 2 jaar in die woestyn. En die moeilikste van verandering op hierdie woestynpad is dat jy moet leer om net op God te vertrou. Jy moet leer om net van God afhanklik te wees en niks anders nie. Want as kind van God is jy nie meer 'n slaaf van jou ou afhanklikhede nie. Jy plaas nie meer jou vertroue in jou geld of jou sukses of jou eie kundigheid of jou eie vermoëns nie. Jy sien, dis die goed wat jou juis in die woestyn laat beland het. Dis die goed wat jou juis op daardie pad gesit het. Maar ons vertrou nou op God. En ons vertroue op God maak ons vry. En vryheid is die toegangskaartjie tot die beloofde land. Dis wat ons teksgedeelte vir ons sê. En God vra nooit dat iemand vir altyd in die woestyn moet bly nie. Die hele doel van die reis is om op die ander kant uit te kom. Maar op die ander kant uit te kom as 'n veranderde mens. Want uiteindelik kom die tyd om hierdie moeilike pad te verlaat en die beloofde land binne te gaan. Die laaste ding wat moet gebeur is dat ek en jy moet gemaklik raak in die woestyn waarin ons so dikwels bevind. Die laaste ding wat moet gebeur is dat ons woestynervarings die nuwe normaal moet wees. God het dit nooit so bedoel nie. Die pad loop deur die woestyn, maar daar kom 'n einde. Die beloofde land moet ingegaan. Ek en jy is nie woestynbewoners nie. Ons is gemaak om in die beloofde land te woon. En daarom na 2 jaar se woestyn bring God sy volk by die poorte van die beloofde land. En die Here sê vir Moses om 12 van die leiers uit elke stam een van die volk as verkenners in die land in te stuur. Die land wat God aan hulle voorvaders en aan hulle beloof het. En 40 dae is hierdie 12 verkenners in die beloofde land en na 40 dae keer hulle terug en hulle bring die opbrengs van daardie land terug. Vrugte, groente, 'n druiwetros wat so groot is dat dit aan 'n paal gehang het wat 2 mense moes gedra het. Voorwaar, hierdie is die land van melk en honing. Maar dit is ook die land van die Nefeliete. Ons teks praat van die afstammeling van die Enakiete. Hulle is die Nefeliete. En die Nefeliete was die reuse gewees. So hierdie is ook die land van die reuse. Dis nie net die opbrengs van die land wat buitengewoon groot was nie, maar ook die mense, die reuse wat daar gewoon het. En 10 van hierdie verkenners sê, teen hierdie reuse staan ons nie 'n kans nie. Ons lyk so springkane teen hierdie mense. Ons het nie 'n kans om hulle te wen nie. En dan staan Caleb op en hy word ondersteun deur Josua en hy sê, reuse,
Regtig? Hoekom is julle bang vir die reëse? Onthou die land se naam, die beloofde land. Wie het hierdie land aan julle beloof? God het dit beloof. So waarom is julle bang vir die reëse van die land? So wat maak julle bang? Maar aan die ander kant, wat maak die reëse saak as God beloof het om hierdie land vir julle te gee? Maar die volk kies die meerderheidsverslag. 10 van hulle het gesê, daar's nie 'n manier nie. Net Josua en Caleb was aan die ander kant het gesê, ons sal dit kan doen. Maar die volk in die vergadering kies die meerderheidsverslag. En dan in Numeri hoofstuk 14, en ek het dit nie vanmiddag gelees nie, jy kan dit maar self gaan lees, dan kla die volk by Moses en Aaron, ons wil liewers teruggaan Egipte toe, want ons liewers daar gaan sterf as wat ons in die hande van hierdie reëse sterf. Ons wil teruggaan, ons wil nuwe leiers hê om ons soontoe te lei. Ons is nie meer tevrede met julle nie. Sien vriende, dit is verstommend hoe vrees mense laat optree. En hou nou in die agterkop my inleidende vraag. Jou keuses word bepaal deur vrees of deur geloof. Want vrees laat mens verstommend optree. Maar as mens nou net kyk na Josua en Caleb, wat het hulle gesien wat die ander 10 verkenners nie gesien het nie? Wat het hulle raak gesien wat die ander gemis het? En die antwoord op daardie vraag is eenvoudig. Hulle het God se beloftes gesien. Hulle het die God van die beloftes en God se beloftes gesien. En dit het hulle verander. Dit het verander hoe hulle na die reëse gekyk het. Maar belangriker nog, dit het verander hoe hulle na hulle self kyk. Ons is nie sprinkane nie, ons is kinders van God. Ons is God se volk. Jy sien, dis ons identiteit. Hulle het hierdie moeisame woestynpad nie vermors nie. Hulle het aandag gegee vir daardie 2 jaar wat hulle op hierdie pad was. Hulle het die geloofslesse geleer en hulle het veranderd aan 'n kant uitgekom. Terug Egipte toe was nie vir hulle opsie nie, want ons is nie meer slawe nie. So hoe kan ons teruggaan na slawe toe? God het ons verander, ons is nie meer slawe nie, ons is kinders van hom. Sien, hulle die belofte geglo en nou was hulle nie meer sprinkane nie, maar hulle was reëse oorwinnaars. En die Afrikaans het so mooi woordspeling daar. Want hulle is eintlik oorwinnaars oor reëse, maar hulle is ook reëse oorwinnaars. Ek wonder of dit nie wat Paulus in sy gedagte gehad het toe hy Romeine 8 geskryf het en gesê het, julle is meer as oorwinnaars nie. Julle is reëse oorwinnaars. Jy sien, dit is wat Josua en Caleb gesien het. Ons is nou reëse oorwinnaars oor die reëse. Jy sien, niks vorm jou identiteit meer as die beloftes wat jy glo nie. Want ons samelewing sê vir ons dat ons identiteit word gevorm deur die werk wat ons doen of deur die sukses wat ek bereik het of dit waar ek besit of waar ek woon. Maar die woord van God sê vir ons jou identiteit word gevorm deur God en die beloftes wat jy jou eie maak in jou lewe. Dis wat jou identiteit bepaal. Beloftes vorm jou uitkyk op die werklikheid. En dit vul jou hart met moed of met vrees. En nou is ek weer terug by daai inleidende vraag. Nou is ek terug by daardie vraag, alles hang af van wat lei jou keuses. Vrees of geloof? As jy glo jy's op jou eie om die lewe te laat werk, as jy glo jy's op jou eie om uit die woestyn ervaring uit te kom, dan gaan jy bang word vir die reëse wat op jou pad is. Maar as jy die beloftes glo dat jy God se geliefde kind is, verander dit alles. Want dan is die reëse nie in my pad nie, maar hulle is in God se pad. En daar is nie 'n reus groot genoeg om God te keer om sy beloftes waar te maak nie.
Dit begin by te ervaar, ek is 'n geliefde kind van God. Maar onthou, as jy God se beloftes nastreef, dan sal daar ook altyd reëse op jou pad wees. En dit is nêrens meer waar as wanneer ons begin leef uit die beloftes van Christus Jesus ons Here nie. Die belofte van 'n nuwe koninkryk. 'n Koninkryk van vrede en geregtigheid. 'n Koninkryk waar liefde regeer en nie vrees nie. En hier op die voorraad van 2026 staan reëse tussen ons en God se koninkryk. Jy sien vriende, die vraag wat ons vir onsself moet vra is, gaan jy jouself aan jou vrese oorgee? Of gaan jy op God vertrou, dat hy die reëse in jou lewe kan oorwin? Dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat elkeen van ons moet maak. En God sal jou keuse eerbiedig wat jy maak. As jy kies om terug te gaan woestyn toe, sal hy dit eerbiedig. Want kyk wat gebeur in die volk se lewe. Hulle kies nie die beloofde land op daai stadium nie. Hulle aanvaar die meerderheidsverslag en hulle gaan terug woestyn toe. En God eerbiedig dit. God eerbiedig dit dat hulle eerder in die woestyn wil wees. Jy sien, en wat gebeur toe? Daardie 10 leiers, al 10 van hulle sterf in die woestyn. Nie een van hulle sien die beloofde land nie. Nie een van hulle sien die beloofde land nie. Wie lei die volk, die volgende geslag? Want daardie geslag het nie ingegaan nie omdat hulle dit gekies het, maar wie lei die volgende geslag in die beloofde land in? Josua, wat Caleb geondersteun het. En wat het van Caleb geword? As mens die verhaal verder lees, dan lees mens dat hy as 'n ou man het hy die reëse aangevat en hy het die reëse oorwin. Hulle het gekies vir geloof bo vrees. Hier op die begin van 2026 is ons weer voor daai keuse. Ons kan 2026 beleef as die beloofde land. Of ons kan 2026 beleef as 'n woestyn. Die keuse is my en joune. Gaan ons 'n keuse maak vir geloof of gaan ons 'n keuse maak vir die woestyn? As ons 'n keuse maak vir die geloof, sal God die reëse in ons lewe oorwin. Mag dit waar wees van elkeen van ons hierdie jaar. Kom ons sit so en dan antwoord ons op die woordverkondiging deur saam te sing lied 286, 'n gebed wat ons sing. Here God van liefde, waar ons ook al in 2026 gaan, wil ons in die skadu by U staan. Hoor ons dankgebede hier op die einde van 2025, hoor ons loflied as ons aan U ons dank betuig. Here, U genade het ons hier behou. Moet nooit van ons wyk. In 2026 moenie van ons wyk nie, want ons kies vir U. Kom ons sit so, dan sing ons lied 286 as 'n antwoord op die woordverkondiging.
Here, ons staan soos ons die diens begin het en sê dankie. Maar ons sê ook ons kies om 2026 saam met U en die beloftes wat U vir ons gee in te stap. Ons kies vir geloof en nie vir vrees nie. En ons weet dat in hierdie pad, in hierdie jaar, sal daar teen teen reëse kom. Reëse wat ons van alle kante af bedreig. Maar dankie dat ons weet dat ons U geliefde kinders is en daarom is daai reëse nie in ons pad nie. Maar daai reëse staan voor U en geen reës kan voor U staande bly nie. Dankie Here dat ons dit as 'n geloofsverklaring kan sê vandag. En Here, ons sê weer, ons kies vir U en U beloftes vir 2026. Amen. Nou ons gaan afsluit met 'n lied 601 en ons gaan net vers 1 en vers 5 sing. Die wat die Here wil dien, hulle het 'n nuwe toekoms. Swaar kry vir altyd verby. God laat hulle vreugde sien. Ons gaan staan en sing ons lied 601. Daarna staan ons vir die seënbede, waarna U dan welkom ons om die kerk te verlaat. Nummer 6, dan gee die Here vir Aaron die opdrag en hy sê, so moet julle die volk seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle in 2026 sy vrede gee.